geseënde, voorspoedige 2023. Dit is 'n nuwe jaar. Ons weet nie wat gaan gebeur die jaar nie, niemand weet nie. Jy het nie 'n idee hoe die jaar lyk nie, maar ek weet een iets, en dit is, as jy aan die Here behoort, die Here lief, dan trek hy voor jou uit. En dan is hy die ene wat jou in die jaar inlei en jou daardeur gaan lei. Wat ook al gebeur, wat ook al op jou wag, jy kan verseker wees dat die Here by jou is. Het is baie lekker dat julle hierso is. As ek so bietjie moeg lyk, dan het ek middernagdiens gehad. En vanoggend weer daar in die dag. Ons het daar ook doop gehad. Ek het daarom die name verander, so ek hoop ek gaan, dit was daarom 'n sientjie aan die kant. So ek sal daarom, as ek verkeerde naam sê, jy onthou die ou dae, né? Weet julle daarvan, kyk vir die doop, dan klom ons nou so, as jy gaan doop opgee, dan die doopkategese, en dan word die name ingeskryf in so 'n boekie, en daar so 'n stukkie wat afgeskeur word, en die name van die kind word opgeskryf, en dit word dan vir die pa gegee, en dit word in sy sak gesit. En dan nou, as dit die doop is, dan haal die pa die papiertjie uit, en dan doop die dominee. Dit is nog 'n redelike gemors as die pa vergeet om die papiertjie saam te neem. Maar ja, dit is baie kinders tegelijk gedoen. Hier is dan nie te moeilik. Ek behoort Melia daarom te kan onthou. Ek behoort nie te moeilik nie. Baie lekker dat julle hier by ons is. Dit is baie spesiaal. En ja, mag die doop vanoggend, maar sommer ook die hele pad wat die Here met julle loop, mag het vir julle baie spesiaal wees. Ek onthou nog, en dalk die meeste van julle sal nog onthou, toe julle so pas hier geland het, en nog julle voete gepunt het. Hoe lank gelede was dit? Oor die 7 jaar. Oor die 7 jaar. Amazing. En ja, mag die Here vir julle vorentoe ook baie ryklik seën. Hulle neem op, my vrou maak seker dat ek nie verkeerde goed sê nie. Ek neem vir alles op wat ek sê. Ook die ander besoekers, lekker dat julle almal vanoggend hier is. Kom ons raak, nee, eers die afkondigings. Is daar verjaarsdag? Ja. Oom Jan Oberholz sal verjaar, hy is in Suid-Afrika, môre. So as julle kan, laat hom weet. Die klein Olivier verjaar Dinsdag, Christine Buys verjaar Donderdag, en Elsabie Engelberg verjaar Vrydag. Baie geluk aan hulle. En dis al die afkondigings wat daar is. Kom ons raak stil voor die Here. Kom ons maak ons harte oop, en kom ons vra dat die Here ook vandag met elkeen van ons sal praat. Hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het ook gesê, skryf neer hierdie woorde wat betroubaar en waar is. Verder het hy vir my gesê, dit is afgehandel. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Die wat dors het, sal ek laat drink uit die fontein van lewendgewende water verniet. Wie oorwin, sal hierdie dinge beërf, en ek sal sy God wees, en hulle sal my kinders wees. Amen. En daarom, geliefdes, aan die begin van hierdie jaar groet die drie-enige God u met hierdie woorde, genade vir jou en vrede van God wat jou Vader is en elke dag vir jou sorg, en van Jesus Christus ons verlosser wat gesterf het en opgestaan het en jou verlos het, en hy bevestig dit deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ja, Here God, wanneer ons so voor U buig, dan is ons bewus van die genade en die liefde. Is ons wonderlik om hier te staan as die kinders en as gelowiges, maar terselfdertyd is ons bewus van die stikkendheid en seer in die lewe, in die wêreld rondom ons. Here, van oorlog, van geweld, van misdaad, van seer ook in mense se lewens en verhoudings. Daarom kom buig ons voor U. Daarom bid ek, Here, dat U ook vanmôre aan die begin van hierdie nuwe jaar met ons sal praat, dat U ons sal kom ontmoet, dat U regtig elkeen sal kom aanraak,
dat ons u stem sal hoor vanmôre. En sal weet dis vir my bedoel. Here, ons sal soos Moses sê, ons sien nie kans om hierdie jaar in te gaan, as u nie saam met ons trek nie. Here, want sonder u, gaan dit nie werk. Aan die hand, is ons tot alles in staat, deur Christus wat ons die krag gee. Ek bid dat u woord vir ons sal open, ek bid dat u met ons sal praat en ons harte sal oopmaak, Here, om die woord te verstaan. Kom maak ons oop, Here. In Jesus naam. Amen. Ons het vanoggend die wonderlike voorreg om die doop te bedien aan Nilia de Bruin. Stefan en Daniel was 7 jaar gelede was hulle hierso jong immigrante pas uit Suid-Afrika, baie onseker van hoe die lewe in die toekoms gaan lyk. Maar het was wonderlik dat julle hier was. Het was wonderlik dat julle deel kon gewees het van hierdie geloofsgemeenskap. Intussen het hulle gevestig Wanganui, is dit reg? Hoe jy dit ook al uitspreek, kom ons los die uitspraak. Maar julle is daar gevestig by daai plek. En dit gaan met hulle eintlik baie goed en die Here het hulle geseën met 'n pragtige dogtertjie Nilia. En hulle het die behoefte gehad om vir Nilia hier te kom doop, want ja, ons is deel van die geloofsgemeenskap en dis vir ons 'n fantastiese voorreg. Jammer dat die ouers en die familie nie kan deel wees hiervan nie, maar ons glo dat hulle wel die opname sal kan sien en dat hulle kan deel daarin. En wil vir julle ook sê, dis wonderlik dat julle kinders hier is en dat hulle die Here ook hier dien en die pad met die Here loop. Kinders van gelowiges word gedoop omdat die Here van die begin af die kind insluit in sy wonderlike genade verbond met gelowige ouers. Daarom vind ons ook in die Nuwe Testament dat wanneer ouers tot geloof gekom het, dat heel gesinne gedoop is. Al verstaan die kinders nog nie wat dit beteken nie. En ek gaan dit volgens sien wanneer Nilia gedoop word. Sy verstaan nog nie wat hier gebeur nie, maar dit verander niks aan die geldigheid daarvan. Om die waarheid te sê, dit beklemtoon juis 'n geweldige belangrike feit. En dit is dat dit God is wat ons eerste lief het. Dat dit God is wat uit genade ook na Nilia toe kom en vir haar kom sê, ek het jou lief. Jesus het vir jou aan die kruis gesterwe en ek wil jou aanneem as my kind. God wag nie totdat ek die dag oud en groot genoeg is om na hom toe te kom nie. Hy kom eers na my toe en hy kom roep my. Wanneer ek na hom toe kom, dan is dit altyd die antwoord. Dan sê ek vir hom, dankie Here dat u in my lewe werk en dankie dat u lankal al besig is om op pad met my te loop. Daarom gaan die doop vanoggend ook vir Stefan en Daniel in die besonder weer die verantwoordelikheid gee om vir Nilia groot te maak tot eer van die Here, om vir haar te leer wat dit beteken om die Here lief te hê en die Here te dien, ook vir haar te wys. En dis die belangrike deel van ouerskap. Dis nie net om vir jou kind te leer nie, maar veral vir jou kind te wys. Hoe lyk dit wanneer 'n mens die Here liefhet en wanneer jy die Here dien? Want sy gaan op die ouende julle voetstappe volg. Sy gaan haar voorbeeld by julle vat. So loop die pad. Dien julle opnuut die Here, dien hom voluit. En dan gaan Nilia 'n wonderlike pad met die Here kan loop. En dan moet julle ook, wanneer sy ouer word, groter word, moet julle haar oproep, vir haar sê. Maar dit is belangrik dat sy moet antwoord op die Here se genade aan haar. En sy moet dit in haar eie lewe toeëien, want dit beteken niks as sy dit nie ook toeëien in haar lewe nie. So Stefan en Daniel, kom vorentoe, bring vir Nilia saam en dan antwoord julle asseblief op die volgende vraag. Suid-Afrika het altyd die ouma of die oupa die kleinkind ingebring. Dit is raak eintlik so amazing gewees het. Maar ja, ons glo hulle is in die gees, al slaap hulle nou. Is hulle in die gees saam met ons. Stefan en Daniel, julle moet eerlik op die volgende vraag antwoord om te bevestig
dat julle glo dat die doop 'n goddelike instelling is waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg. Glo julle in Jesus Christus wat op grond van sy soenverdienste aan die kruis julle persoonlike verlosser en saligmaker is. Glo julle dat God julle Vader is wat julle beskerm, lei en bewaar. Glo julle dat God die Heilige Gees in julle woon en werk en julle elke dag lei. En bely julle dat ons kinders net soos ons as sondaars in die wêreld gekom het, maar dat hulle deur die bloed van Jesus gereinig word en daarom as deel van sy gemeente ingelei kan word. En dan die belowe deur, beloof julle om vir julle kinders, om vir Nelia te leer wat dit beteken om die Here lief te hê en die Here te dien, om vir haar 'n voorbeeld te wees in die uitlewing daarvan en om haar op te roep om God se beloftes in haar eie lewe ook toe te eien. Wat is hardop julle antwoord? Ja. Dis 'n wonderlike belofte om af te lê en ag, kan ek dit maar sê, want dit is so, dis absoluut waar. Nelia, soos enige ander kind wat hier in hierdie wêreld groot word, is so afhanklik van wat julle vir haar gaan leer en die voorbeeld wat julle vir haar gaan stel. As julle nie vir haar 'n stewige fondasie gaan gee in die Here nie, as julle nie vir haar daardie geloof gaan gee nie, gaan sy soos 'n veertjie in die wind rondgewaai word deur die goed wat in hierdie wêreld gebeur. Vat hierdie belofte ernstig en loop die pad met haar en met die Here voluit. Nelia de Bruin, ek doop jou in die naam van God die Vader, van God die Seun en van God die Heilige Gees. Amen. Magtige God en Hemelvader, Here, baie dankie dat U vir Nelia so ongelooflik lief het. Dankie Here dat U haar gegee het vir haar ouers en dankie dat hierdie ouers haar kan groot maak tot U eer. Ek bid dat sy sal groot word, dat sy sal opgroei om U te verheerlik. Ek bid dat U al U genade, al U liefde oor haar sal uitstort. En ek bid Here dat sy sal groot word as 'n voorbeeld, ook in hierdie land en omgewing waarin sy woon. In Jesus naam. Amen. Kom eens kyk of dit gaan werk. Kan ek afvat? Net so dat sy vir julle kan sien. Nelia, God het jou ongelooflik lief. Hy het jou spesiaal aan mekaar gesit, gemaak om sy kind te wees. Mag jy groot word as 'n prinses in God se koninkryk. Mag deur jou ander mense Jesus leer ken en mag jy 'n voorbeeld wees en liefde uitdra waar jy ook al. God het jou lief. Amen. Baie geluk. En Here seën julle en soos die doopseël en so herinnering vir haar die so 'n spesiale geleentheid en kan ek maar net weer vir die familie as julle kyk vir julle sê baie seën en baie nou aan met bid vir julle kinders asseblief en vir julle kleinkinders. Dit is so belangrik. Jy kan die Bybels oopmaak by Jesaja 64. As jy daaruit wil lees, ons gaan dit ook op die skerm wys. Jesaja 64, ek gaan daar vanaf vers 1 lees. Dit is so voorreg dat die jaar 2023 begin met 'n Sondag. Dat ons letterlik die jaar kan begin in die huis van die Here, in die teenwoordigheid van die Here, in die naam van die Here. Ek dink dit is ook belangrik dat ons aan die begin van die jaar net so oomblik stil raak. En 'n bietjie nadink. Ek wil vir jou die vraag vra. Wil jy moet regtig daaroor dink? Jy hoef nie vir my hardop te antwoord nie, maar dink hieroor. Wat is jou verwagting vir 2023?
Wat is jou verwagting vir hierdie jaar? Wat, as jy dink oor die jaar, hoe dink jy daaroor? Wat is jou verwagting vir die jaar? Wat is jou verwagting, jou hoop vir jou lewe, vir die toekoms? Kom ons raak gou stil en elkeen dink daaroor. Ek is seker daarvan, as ek vir julle sou vra, sou ek nog 'n redelike verskeidenheid antwoorde kry. Wat ons vind, is dat oor die algemeen met die begin van 'n nuwe jaar is daar dikwels so 'n stukkie opgewondenheid. Dis 'n nuwe jaar, dis vakansietyd, familie kom kuier, gaan kuier by familie, dit is pas Kersfees gewees, klomp feesvierings daar rondom en ja, mense sien uit in 'n sekere opsig. Maar ek is ook bewus daarvan, dat saam daarmee, saam met al die feesviering is daar dikwels ook 'n stuk teleurstelling. En 'n besef dat alles nie reg is soos wat dit behoort te wees nie. Die besef dat ons leef regtig in 'n stikkende deurmekaar wêreld en daar is regtig mense wat swaar kry. Nie net finansiëel nie, maar ook emosioneel. Fisies, in verhoudings, met hulle lewe, met probleme, met worsteling. Ons het net nou gesing oor die wêreld vol probleme en dikwels, ja, ons weet, die wêreld is in oorlog. En dit raak nie beter nie, as jy gaan lees, dan voel dit asof dit net al hoe erger raak. Geweld, haat, die goed neem net toe. Ek bedoel, dit was altyd gewees in Suid-Afrika. Nou is dit in Nieu-Seeland ook. En dit maak 'n mens in 'n mate bekommerd, maak jouself so 'n bietjie benoud, dit maak jou soms beangs vir wat gaan die toekoms oplewer. So, aan die een kant is daar 'n stukkie opgewondenheid, maar ek ervaar ook dat mense dikwels 'n stuk moegheid het. Moeg, oor die lewe en oor hoe dinge is. Kom ons gaan lees. Jesaja 64. Saam met Jesaja 63 vorm dit eintlik 'n klaaglied. Julle kan Jesaja 63 by die huis gaan lees. Ons het die afgelope maand gepreek uit die boek Jesaja in aanloop na Kersfees toe. En ek wil daarbey aansluit en Jesaja 64 lees, want ek glo dat die Here daarmee 'n boodskap vir my en jou het. Aan die begin van 2023. Kom ons hoor wat sê die Here. As u maar die hemel wou laat oopskeur en afkom, hoe sal die berge nie bewe in u teenwoordigheid? Kom soos 'n vuur wat hout laat brand en water laat kook. Kom tog en maak uself bekend aan u vyande. Dan sal die nasies voor u bewe. Toe u lank gelede afgekom het, het u ontzagwekkende dinge gedoen wat ons nie verwag het nie, en die berge het voor u gebewe. Vandat die wêreld gemaak is, het geen oor gehoor of oog 'n God gesien soos u, wat doen wat u doen, vir die wat op u vertrou. U help mense wat met blydskap doen wat u beveel. Mense wat u weer onthou. Maar ons het aangehou om verkeerd te doen. U was kwaad vir ons. Hoe kan ons ooit gered word? Voor u het ons almal geword soos iemand wat onrein is. Ons beste dade is soos vuil klere, soos verskrompelde blare. Deur ons sondes waai die wind ons weg. Niemand roep na u om hulp nie. Niemand soek sy sterkte in u nie. U het u gesig vir ons verberg. U laat ons vergaan onder die las van ons sonde. Tog Here, is u ons Vader. Ons is soos klei en u is die pottebak. Deur die hand
is ons almal gevorm. Here moet tog nie kwaad wees vir ons nie. Moenie ons sondes vir altyd teen ons hou nie. Ons bid tot U. Sien ons tog raak. Ons almal is tog U volk. U heilige stad het 'n woestyn geword. Sion is 'n woesterny. Jerusalem is soos 'n verlate woestyn. Ons heilige en glorieryke tempel waar ons voorouers U aanbid het, is afgebrand. Alles wat vir ons kosbaar was, is vernietig. Raak die dinge U dan nie, Here? Gaan U doodstil bly? Sal U aanhou om ons te laat ly, ons te kastei, bo ons vermoë? Ons lees tot sover. Hierdie klank net so 'n bietjie opsit asseblief. My stem is 'n bietjie nie so lekker nie. Hierdie is natuurlik 'n aangrypende gedeelte. En as 'n mens dit lees, dan dit spreek jou dadelik aan. Want jy hoor hier in 'n absolute opregte noodkreet uit die hart van 'n gelowige. Iemand wat vir die Here liefhet, maar wat besef dat sy situasie en die wêreld is nie dit wat dit behoort te wees nie. 'n noodkreet wat spesifiek vra dat God moet asseblief kom ingryp op 'n dinamiese, skouspelagtige manier. Dat God moet kom ingryp en God moet asseblief 'n verandering, God moet asseblief vernuwing bring. Ek het 'n vermoede, dalk jy ook, maar dat baie gelowiges dikwels so voel. Dalk het jy die afgelope jaar so gevoel, dalk voel jy op die oomblik so. As jy na jou lewe kyk, as jy kyk na verhoudings, na die stikkindheid, as jy sien die krisisse wat jy self en mense naby aan jou beleef, as jy rondom jou kyk en die stikkindheid van die wêreld sien en die onreg wat hand oor hand toeneem, en jy besef maar dit kan nie so aangaan nie, dan hierdie versigtiging, as God net sou ingryp, as God net wil ingryp, as God net 'n einde wil maak, as God net die dinge wil verander, as God net wil kom laat reg en geregtigheid geskied, hoekom kom daar dan nie verandering? En daarom hierdie versigtiging in hierdie gedeelte, as God net sou afkom, as hy net sou kom ingryp, sal dinge so anders wees. Ek weet nie toe ek voorberei het en hieroor nagedink het, toe besef ek dat hierdie bede, hierdie noodkreet, is natuurlik reeds vervul. Want dis presies wat op Kersdag plaasgevind het. Dis wat God kom doen het. Op daardie dag het hy die lig van die wêreld in die donkerte van die sonde en die duisternis van hierdie wêreld kom indaal. Het God self in Jesus Christus mens kom word, onder ons kom woon, soos ons geword, Immanuel, God by ons. Op aarde het Jesus wonderwerke gedoen, het hy nuwe lewe en nuwe lewensmoontlikhede vir mense kom oopbreek deur aan die kruis te sterf en op te staan. Het hy vir ons regtig 'n nuwe lewe kom gee, dit wat hy beloof in Johannes 10 vers 10, dat hy gekom het dat ons die lewe kan hê en dit in oorvloed. Hy het dit vir ons kom moontlik maak, hy het dit vir ons kom gee. In Jesus het God regtig ons Vader geword, ons verlosser, ons redder. En is ons eiendom. God het dit klaar gedoen, hy het ingegryp. Maar nou dink ek, as ek dit sê, dan dink jy waarskynlik, ja, dit is waar, hoor het, leer het, dominees moet dit sê, staan in die Bybel. Maar dit vat nie weg, dat die wêreld nog altyd stikkend is. En dit vat nie weg dat my lewe dikwels ook nog stikkend is. En dit vat nie weg
dat goed in my lewe ook dikwels net nie uitwerk nie. Ja, dis waar. Na dit alles, Kersfees, Paasfees, opstanding, bly daar steeds 'n stuk onrustigheid in ons en 'n verlange, want ons weet, dinge is nog so stikkend. Ek sien die seer, ek sien die stikkendheid in mense se lewe. Ek sien die stikkendheid in hierdie wêreld. En dan is daar daai versigtiging, as God net weer, as God net nou, in hierdie situasie, as hy net nou weer wil ingryp en 'n einde bring aan die onreg en aan die onregverdigheid. As God net hier was, kragdadiglik kom intree, dit sal so wonderlik wees. Een van die redes hoekom dit so is omdat in Jesus is God se beloftes vervul. Dit is waar. Hy kom mens word, hy het kom ingryp, hy het die lewe vir ons kom oopbreek, hy kom gee vir ons lewe in oorvloed. In Jesus is dit vervul, maar dis nog nie volmaak afgehandel. Jy moet dit mooi onthou. In Jesus is God se beloftes vervul, in Jesus is ons nuwe mense, maar ons lewe nog in 'n stukkende deurmekaar wêreld totdat Jesus weer sal kom. Al het God my kom vernuwe, is ek nog nie totaal nuut nie. Dit sal eers plaasvind met die wederkoms en op die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dan sal ek volmaak nuut wees. Dan sal alles perfek wees. Dan sal daar geen trane, geen hartseer, geen lyding meer wees. Tot dan gaan ek en jy altyd hierdie dubbele gevoel hê. As gelowige, praat nou nie met ongelowiges. As gelowige, gaan jy hierdie dubbele gevoel hê. Aan die een kant, hierdie ervaring van ek is kind van God. God het my lief, God vat my hand, hy lei my, hy bewaar my. Daar's nuwe dinge in my lewe, hy breek goed in my lewe oop, maar terselfdertyd beleef ek nog 'n stuk stikkendheid. Partykeer in my eie lewe, definitief rondom my en in die wêreld waarin ek leef. Daarom dat gelowiges ook dikwels sug, kla, verlang, uitsien. Paulus skryf hieroor, baie interessant. Paulus skryf hieroor in Romeine 8, vers 23 tot 25. Kom ek lees dit vir julle. Wat meer is, ons wat die Gees as voorspraak en waarborg van ons toekomstige heerlikheid het. Met ander woorde, hy praat hier met gelowiges, met geesvervulde kinders van die Here. Hy sê, ons wat klaar die Gees in ons het, ons kreun ook in ons binneste, in ons smagting, om van ons verganklike liggame verlos te word. Nou dat ons verlos is, ons is klaar verlos, maar ons sien uit na ons toekomstige heerlikheid. Want as jy iets reeds het, dan hoef jy nie meer daarna uit te sien. Maar as jy dit nog nie het nie, dan sien jy gretig en volhardend uit dan. Daar sal altyd iets hiervan in my en jou lewe wees, ook in 2023. Saam met die wonderlike wete dat God by jou is, dat hy jou daagliks vernuwe, dat hy jou krag gee, gaan jy moet besef, jy leef nog in hierdie stukkende wêreld. En jy gaan daagliks te doen kry met hartseer, met ongelukkigheid, onvolmaaktheid. As 'n mens natuurlik Jesaja 64 dieper gaan lees, dan kom jy agter dat jy eintlik iets nog dieper in hierdie gedeelte is. Want dit gaan nie net oor die kla en die persoonlike nood van die individu, van Jesaja, van Israel. Maar dit gaan ten diepste oor die nood van God en van sy volk en van sy kerk, oor wat van sy naam en sy eer word in hierdie wêreld. Die kla om te sien dat God se eer word beswadder, dat God word nie erken. So die klaaglied gaan nie net oor my persoonlike behoeftes en nood nie, maar ook oor wat in die wêreld gedoen word aan God. En hoe God beswadder word en hoe sy eer vertrap word. En daarom is dit belangrik dat ons ook aan die begin van
2023 vir onsself vra. Nie net wat 'n krisisse beleef ek nie. Maar ek as gelowige en ons as gemeente, hoe leef ons? Dat God weer geëer kan word. Dat God weer erken kan word as die God en as die Here. Hoe word sy naam geëer of oneer aangedoen? Deur ons optrede, ons gesindheid. Dit wat ons doen, hier is hierdie twee aspekte. My persoonlike nood en omstandighede, krisisse, dat ek dit eerlik voor God kan bely, erken, kan eerlik wees met die stikkendheid wat ek beleef, maar dat ek terselfdertyd besef, ons is Jesus se liggaam hier op aarde. En ek is so bewus daarvan dat die Here aan die begin van die jaar vir ons wil sê, moenie net kyk na jou eie lewe nie. As Christen is jy deel van Jesus se liggaam. Hierdie gemeente is sy liggaam hier op aarde. Ons verteenwoordig God hier. En wat hier gebeur en hoe ons leef, wys vir die wêreld hoe God is. In 'n groot mate gaan my en jou lewe en ons optree, of die wêreld God laat beswadder, of dalk 'n bietjie meer respek vir God kry. Omdat hulle sien hoeveel respek ons vir God het. So wat is ons verantwoordelikheid? Of is dit maar net, moet ons net sit en kla en bid oor alles wat verkeerd is in die lewe? Ek sien nogal partykeer Christene doen dit. Hulle kla en kla en kla. Dit is goed, jy kan eerlik wees. Maar is dit al wat ons moet doen? Ek dink hierdie gedeelte sê vir ons veral 3 dinge wat ons as gelowiges moet doen, en ek wil dit graag met jou saamgee vir hierdie nuwe jaar. 3 dinge. Die eerste is, hulle erken hulle eie skuld en sonde. Hulle is bereid om eerlik te bely dat hulle aan die Here ongehoorsaam was. Dat dit hulle skuld is, dat 'n klomp dinge in hulle lewe verkeerd gegaan het. En met die kerk en met die volk. Kom ek lees vir u. Vers 5 tot 7. Hier staan, u help mense wat met blydskap doen wat u beveel, wat u weer onthou. Kan ek net gou stop? So 'n bietjie op 'n sylyn. Daar's 'n baie ou gesegde. In Engels, God help those who help themselves. God help die wat hulle self help. Jy moes dit al gehoor het. Dis nie Bybels nie. Okay? Wat is Bybels? Hier is die Bybels. Jy kan gerus jou Bybel gaan onderstreep. God help mense wat met blydskap doen wat hy beveel. Wat u wie onthou, wat doen wat die Here wil hê hulle moet doen. Dis wat die Bybel sê. Maar, hoe eerlik is hulle? Maar ons het aangehou om verkeerd te doen. U was kwaad vir ons. Hoe kan ons ooit gered word? Voor u het ons almal geword soos iemand wat onrein is. Ons beste dade is fout klere soos verskrompelde blare. Deur ons sondes waai die wind ons weg. Niemand roep na u om hulp nie. Niemand soek sy sterkte in u nie. U het die gesig vir ons verberg. U laat ons vergaan onder die las van ons sonde. Baie eerlik. Sien, as jy regtig hulpkreet het, as jy regtig roep vir God se ingryping, bekommerd is oor wat aan die wêreld aan die gebeur is, bekommerd is wat rondom jou aan die gebeur is, in verhoudings, familie, werkplek, selfs in jou eie lewe, dan is die eerste ding wat jy moet doen, om 'n slaggie te gaan stilstaan, en 'n spieël uit te haal, en na jou eie lewe te kyk. Om 'n slaggie eerlik selfondersoek doen en te sê, maar Here, hoe lyk my lewe? Is dit dalk ek? Watter rol het ek? Watter aandeel het ek aan dat ons huwelik is soos wat dit is? Watter aandeel het ek daaraan dat ons familie lyk soos wat dit lyk? Watter aandeel het ek daaraan? Here, waar was ek ongehoorsaam? Waar het ek nie gedoen dit wat u wil hê ek moet doen? Ongelooflik belangrik. Ons is so maklik, so vinnig.
om die vinger te wys na God. Hoekom het God dit gedoen en dat gedoen? Hoekom laat God dit en dat toe? Ons is so stadig om die spieël uit te haal en te kyk hoe lyk my lewe. Hy sê eerlik, eerste ding wat jy kan doen, wees eerlik oor jou eie lewe. Wees eerlik oor die pad wat jy met die Here loop. Hoe lyk jou pad wat jy met die Here loop? Hoe gehoorsaam is jy aan die Here? Doen jy wat hy vir jou sê? Is jy regtig gehoorsaam? Kom jy na wat hy vra? Dis die eerste. Die tweede, wat hy sê, is die gelowige wag met geduld en volharding op God. Juis wanneer dinge nie dadelik regkom of uitwerk nie. Daar in vers 4. Kyk, om met geduld te kan wag op die Here, moet ek regtig glo in God. Moet ek regtig glo dat hy die almagtig is? Moet ek glo dat hy vir my lief het? Moet ek glo dat hy vir my sal sorg? Ek het gisterand met die middernagdiens spesifiek hieroor gepraat. Gaan dit nie oor preek nie, jy kan gerus gaan luister, want dit is ongelooflik belangrik. Maar ek kan net wag op die Here. Ook wanneer dinge skynbaar verkeerd loop, ook wanneer dit lyk asof dinge net aanhou nie reg uitwerk nie, kan ek eerstens ondersoek my eie lewe, is ek regtig gehoorsaam, en dan tweede, wag op die Here. Hoekom? Want ek vertrou, want ek weet aan wie ek behoort. Ek weet dat hy my lief het. Ek weet dat hy vir my sal sorg. Ek weet dat hy altyd sal deurkom. Ek weet dat hy sal voorsien. Hy is in beheer. Daarom vertrou ek hom. En die derde ding, die gelowige rol self sy moue op en werk. Omdat ek weet dat God die help wat met blydskap doen dit wat hy wil hê hulle moet doen. Ware geloof. En as ek sien hoe stikkend dit deur mekaar die wêreld is, maak my nie klarig en lam nie. Maak my opstaan. Dit maak my iets begin doen. Maak dat ek sê, maar Here, wat kan ek doen aan hierdie situasie? Here, wat kan ek doen aan hierdie huwelik? Here, wat kan ek doen aan hierdie verhouding? Here, wat vra U van my? So belangrik om te besef, ook wanneer ons kyk na die wêreld en hoe die wêreld, en ons praat baie daaroor, hoe die wêreld praat en dink oor God en God verwerp. Here, wat kan ek doen? Wat kan hierdie gemeente doen? Wat kan ons doen? Om vir die wêreld te wys dat U die ware God is. En dat U regtig leef en dat U regeer. Dit is so belangrik dat ons moet onthou dat ons is Jesus se liggaam. Ons is regtig sy liggaam hier op aarde. Dat die Heilige Gees is op ons uitgestort. Die Heilige Gees leef en werk in die gelowiges, in elkeen van ons. En Jesus het gesê dat wanneer die Heilige Gees oor ons uitgestort word, dan gaan ons selfs groter dinge doen as wat hy gedoen het. Jy moet mooi luister. As ons bid, Here, bring asseblief verandering. Dan verhoor hy daai gebed deur sy liggaam. En hoe bring hy verandering? Hy bring verandering deur sy liggaam. En wie sy liggaam? Jy. Die Here sê in 2023, God gaan verandering bring. As ek en jy bereid is om gehoorsaam te wees. As ek en jy bereid is om daai verantwoordelikheid te vat en te sê, maar ek is die liggaam van Jesus. Die Heilige Gees woon in my. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ek is 'n nuwe mens. Ek kan 'n verhoudingsnuut leef. Ek hoef nie vasgeval te bly in die ou negatiewe patrone nie. Ek hoef nie aan te gaan met die ou gevegte wat mense vir eeue lank en
wat families vir geslagte lank geveg het nie. Ek hoef nie aan te gaan met die negatiewe en die stryd en die donkerheid wat daar in die wêreld en in die werk waar ek is gebeur nie. Ek kan met 'n nuwe gesindheid ingaan. Hoekom? Want ek is die liggaam van Jesus, want ek is 'n kind van God, wat die Heilige Gees woon in my. Ek moet iets nuuts, ek moet 'n stukkie lig inbring in die donker stuk in die wêreld. God gryp in. Hy het ingegryp. Hy het sy seun na die aarde gestuur. Hy het ons kom oopbreek en nuwe lewe kom gee. Hy het weer ingegryp. Hy het sy Heilige Gees uitgestort wat kragdadiglik werk in ons, wat ons sy liggaam maak, wat ons in staat stel om vernuwend eerstens in ons eie lewens te wees, maar ook vernuwend en verandering te werk in die verhoudings en die wêreld rondom. God wil in 2023 ingryp. God wil verandering bring. Dis nie sy wil dat dinge maar net so aangaan. En hy wil my en jou gebruik. Maar dan moet ons bereid wees om ons eie sonde te bely en te erken. Waar ons ongehoorsaam was aan God, waar ons nie lewe volgens sy wil. Dan moet ons God vertrou. Ook wanneer dinge sleg loop in ons lewe en dit vir ons lyk asof dinge nie reg uitwerk nie, om te weet, maar God het ook hiermee 'n plan. Hy is ook hier besig om te werk, want sy genade is elke oggend genoeg. Is elke oggend nuut vir my. En dan moet ek weet, die Here wil 'n verandering bring en hy wil dit in my bring. Hy wil my verander. En hy wil deur my 'n lig laat skyn rondom my. Mag 2023 'n jaar wees waarin ons as gelowiges nie net kla nie, maar waarin ons hoop. En waarin ons die verskil maak, omdat God in ons leef en die Heilige Gees ons bekragtig om sy liggaam hier op aarde te wees. Amen. Almagtige God en Hemelvader, Here, baie dankie. Dankie dat ons nie magteloos is. Soms voel dit so donker, hierdie duisternis voel so oorweldigend. Maar Here, een lig, een kersie kan duisternis verdryf. Duisternis kan nie een kers doodmaak. Here, U het die lig in ons kon aansteek. Ons moet kom bely dat daar dikwels 'n stuk duisternis in ons is, omdat ons ongehoorsaam is, omdat ons selfsugtig is, omdat ons nog na ons eie sondige begeertes meer gehoorsaam is as aan U. En ek bid, Here, kom breek dit, dat ons in 2023 aan U gehoorsaam sal wees, die pad met U sal loop, want ons weet U help die mense wat gehoorsaam is aan U, wat doen dit wat U wil hê hulle moet doen. Ek bid, Here, dat ons werklik op U sal vertrou. Maak nie saak wat die omstandighede is, omdat ons weet aan wie ons behoort en waarin ons op pad is, omdat ons weet wie in beheer. En ek bid, Here, dat U ons sal oplig, dat ons die veranderingsagente sal wees, dat ons die lig sal wees in 'n stikkende donker deur mekaar werk, omdat ons aan U behoort, omdat ons iets raak sien, iets soveel groter, omdat ons U raak sien in elke situasie. Bid dit in Jesus naam. Amen. Dit is 'n geleentheid om die Here te dien met die offergawe. Julle kan gerus gaan kyk, gaan luister na 'n lied van Casting Crowns. If We Are the Body. Gaan soek dit op YouTube. Casting Crowns, If We Are the Body. Wat iets hiervan verwoord.
Wat sê as ons dan die liggaam is, hoekom reik ons nie uit na mense nie? Hoekom bring ons nie liefde nie? Hoekom bring ons nie hoop nie? Hoekom maak ons nie 'n verskil nie? Hoekom, as ons dan die liggaam is, en ons is die liggaam. As die Heilige Gees in my woon, en hy woon in my, dan het ek die krag. Ek kan 'n verskil maak. Ek kan 'n verskil maak. Nie oor wie ek is nie, maar oor wie die Heilige Gees is, wat in my woon. Gaan nie oorpreek. Geliefdes, wat 2023 ook al mag inhou, wees verseker, God is in beheer, en daarom ontvang sy seën, en gaan leef met hierdie wete, God is by jou, hy trek voor jou uit, maar hy vra van jou, om gehoorsaam te wees, om te doen, dit wat hy wil hê jy moet doen. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn, en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig, en mag hy aan jou sy vrede gee. Amen.